Goeiemôre, Abba Vader in die hemel. Vader, en dankie dat ons kan optrek na die plek van by mekaar koms, voor die naam. Dat ons hier is, veilig en gesond, en met ons eie vrye wil. Vader, ek bid, dat die woord wat sal uitgaan, en sal snoei, beter en meer vrugte te kan dra. Ek bid dat die saad waarvan afkomstig is, 'n goeie grond, sal val wat reeds voorbereid is daarvoor. Ek dank U dat die perfekte wil sal geskied. Ek vra dat as daar enigiets wat vals is, en my iets sal kom, dat U my sal doodvel. Hoe dit U ook al behaag. En ek dank U dat U my altyd hoor wanneer ek bid, in naam van Yeshua. Amen. 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 Wat goed met julle? Daar is 'n skrif wat eintlik maar 'n paar, maar spesifiek is dit vir mense half 'n ander lig na hulle self moet gee. Party word trots, party besef die waarheid daarvan. Maar Yeshua sê in sy openbare bediening, die publieke bediening terwyl hy op aarde was, sê hy goedjies soos, dit wat ek gedoen het, sal julle doen en groter. Sê hy so? Ja. Dan op 'n ander plek sê hy, die disipel is nie groter as sy meester. Wat bedoel hy daarmee? Dat hy donker kom met sal jou ook Kom ons kyk hoe daar so in Lukas 9. Kan daar lees van vers 22 af. Hy is besig om 'n ding hier vir dit te beskryf. Vir dit te sê wat kom. En in dit ry hy 'n bietjie uit. Ons gaan na later snit in hierdie hoofstuk kyk ook. Nader na die einde toe. Maar hierdie is om jou in geen wanbegrip in te lig van wat jy mee besig is. As jy vanmôre dink jy is bekeerd, dan dink ek jy het nodig om tot bekering te kom. As jy nie seker is van wie jy is en wat jy is, en hoekom jy doen wat jy doen, dan het jy nodig om wakker geskik te word. En te besef wat om jou aangaan. Wie sal by daai vers? Hy sê vir hulle, 22, né? Ja. Hy sê vir hulle, die seun van die mens gaan baie ly en verwerp word deur die oudstes, leierpriesters en leraars van die wet. Hulle sal hom vermoor en op die 3de dag sal hy opstaan. Hy sê vir almal, wie ook al agter my wil aankom, moet homself ontken en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit vernietig, maar hy wie sy lewe om my ontwil vernietig word, hy sal dit red. Want watter voordeel is dit vir 'n mens as hy die hele wêreld verkry en maar sy lewe vernietig of verloor? Wie hom ook al skaam vir my en my boodskap, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy in die gemanifesteerde teenwoordigheid van sy Vader en van die afgesonderde engele kom. Ek sê vir julle in waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Net tot sover. Hy sê vir hulle wat vir hom wag, wat vir hom voorlê. En op vorige geleentheid sê hy vir hulle dat die disipel is nie groter as sy meester. Dit wat ek gedoen het, sal julle doen en groter.
dit is in die goeie en die slegte. Verstaan jy dit? As jy nie vanmôre hier is met 'n sekerheid, 'n doodse sekerheid in jou, dat jy jou lewe sal neerlê vir hom, dan is jy nie seker van jou bekering nie. Verstaan julle dit? Sê julle saam met my. Wees seker daarvan, jy kan nie antwoord jouself. Want dit is baie maklik vir mense om te sê, ek sal sterwe vir hom, en as ek na jou kyk, dan kan ek nie sien dat jy lewe vir hom. As 'n ou boeregesegde wat sê, 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. Weet jy wat dit beteken? Jou liggaam is die tempel van God. Luister mooi. 'n Tempel is waar hy woon. Ek praat nie van Salomo se tempel. Ek praat nie van Herodes se tempel nie. Ek praat nie van die derde tempel nie. Ek praat van jou tempel. Moenie dink omdat jy gedwee is om met 'n vuil huis te bly, dat God se gees gaan in 'n vuil tempel bly. As jy nie bereid is om sy tempel skoon te hou nie, en dit nie deur ander gesien kan word nie, moenie my vertel jy gaan sterf vir hom nie. Daar gaan 'n spesifieke woord uit aan die herders en leiers van hierdie volk van hierdie dag. En die res wat hulle self bestempel as profete en apostels en allerlei lawwe titels wat niks beteken in die ewigheid nie. Hulle weet nie eens wat hulle kwalifiseer of wat 'n apostel kwalifiseer as 'n apostel of 'n profeet kwalifiseer as 'n apostel as 'n profeet. Het julle geluister na die laaste vers daar, vers 27, lees hom weer. Ek sê vir julle in waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God gesien het. Hier is 'n baie eenvoudige waarheid aan hierdie skrif gekoppel. Of nie eintlik is hom gekoppel nie. Hy praat 'n spesifieke waarheid nie. En dan word daar 'n vals lering ontwikkel deur hierdie slim priesters en profete en apostels dat die apostel Johannes lewe iewers in 'n grot in Turkye vandag nog. Maar jy het al gesien hoe lyk ou wat oor 100 jaar is? Het jy? Zeg so vol plooi, lyk jy bord spaghetti. En wil jy my vertel, hierdie perd is nog fris en gezond in 'n grot. Sonder vryeltjie. Jammer nou vir die term, maar jy moet vertraag wees om dit te glo. Hy praat hier van wat binne 2 weke van hierdie gesprek gebeur. Daar was van daai wat daar gestaan het wat God se koninkryk openbaar gesien het. Die berg van verheerliking. Toe Yeshua, die Messias, besoek was deur Moses en Elia om hom te versterk voor dit wat vir hom ingewaag was. Hulle het nog nie verstaan. Toe dit gebeur, toe wil hulle by die ouens huise bou. Toe jaag hulle na 'n plek toe met Joseph. Toe het hulle gelees, sal ons nie vir hulle herberg bou nie? Toch het hulle nie besef wat hulle sien. Net daarna, kort daarna, sien hulle hom sterf. Hulle betreur hom. Hy staan op. Hy sien die leë graf. Die laas week sien ons hoe hulle hom gewaar vir hulle maaltyd voorberei op die strand. Hulle sien hom bietjie meer as 'n maand na dit opvaar na die hemel. Terwyl hulle daar staan en jammer voel vir hulle self, sê die engele vir hulle, wat gaan hier? So toe ons sien gaan, so gaan ons sien kom. Kom ons gaan kyk na dieselfde hoofstuk gou. Hou van vers
50. Al van 51 gaan. Kom ek lees al van 51 gaan. Kies 54, daar sê. Toe sy studente volgelinge Jakob en Johanan dit sien, sê hulle, ons meester, wil u hê ons moet vuur van die hemel afroep en hulle verteer, net soos Elia gedoen het. Hy draai om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van watter gees julle is nie. Want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewens te vernietig nie, maar om die lewe te gee. Hulle het na 'n ander dorp gereis en terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, my meester, ek sal saam met u gaan, waar u ook mag gaan. Wie van ons het 'n lybelofte gemaak? Kom nou man. Ja, Niemand nie, want jy almal nodig om tot bekering te kom. dit Almal het. En dan gaan ek nou nog verder gaan. Hoeveel keer het jy dit al aangevang? Jy kan maar jou hand onderhou. Jy sit en lieg en jy weet dit. Vanaf. Toe sê Yeshua vir hom, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Jy bereid om hierdie pad te loop. Jy bereid om hierdie pad te loop, man, word wakker. Hou gesels daar. Wat gaan aan? Pastoor, ek het vir myself 'n vraag gevra terwyl pastoor oor 'n besoedelde. Hoe kan mens Johan, 'n kom besoedelde sit hier. liggaam hê? 'n Besoedelde liggaam hê met rook, as jy rook. En jou lewe terselfdertyd van neerlê vir hom, wat is die punt dan? Jou liggaam moet sekerlik suiwer wees. En ek sit hier as 'n roker en ek vra daai vraag. Wel, dan kan jy jouself antwoord. Ek gaan nie. Ja. As jy bereid is om introspeksie te doen, dan doen jy dit. Ek is nie om vir jou te vertel, is okay nie. Dis nie okay nie. Dis nie die laaste pylvak van hierdie planeet se geskiedenis. Word wakker en begin iets doen. Drink jouself. Gaan aan. Hy sê vir 'n ander een, kom volg my, maar hy antwoord my meester, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. Hoor nou hierdie respons. Hoor hierdie reaksie. Hoor hoeveel beteken 'n begrafnis vir hom. Gaan aan. Yeshua sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en kondig die koninkryk van God aan. 'n Ander een sê vir hom, my meester, ek sal u volg, maar laat my eers toe om tot ziens te sê aan my seuns wat in my huis is. Yeshua antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg of juk slaan en agtertoe kyk is waardig vir die koninkryk van God nie. Hoor jy dit? Hoeveel keer het jy al gesien? Hoeveel keer het jy al weggetrek met 'n bang? En dan vinnig kom maar 'n windjie by die venster en ek laat jou Kersmispoetkersie dood. Hæ? Ja. Of is hierdie gemeente te heilig, gebeur dit nie hierso nie. Dis die waarheid. En jy sien dit onder die herders en die leiers van hierdie volk. Jy hoef nie oor see te gaan. Jy hoef nie te gaan sendingwerk doen in China en te vra vir 20 miljoen rand en die mense kan Chinese praat nie, man. Moenie dit doen nie. Kyk jy weer rond. Die boerevolk moet nou by mekaar kom en een word. En dit gee my 'n verskoning om 'n dronkgat te wees. Want ek het ook maar my probleempies, jy weet, ek sit met die hele volk se probleme op my skouers sê. Tree uit. Dis op die verkeerde job. Tree uit. Gaan lees Moses se CV. Gaan lees Elia se CV. Gaan lees koning Dawid se CV. Hestia, Daniel en so voort. En dan carry mee weer.
een ou versuim om tiendes te betaal 'n man of hulle 'n pastoor selfmoord pleeg met sy budget en sy mayones. Hy kan nou nie meer so baie na die dobbelhuis toe gaan nie, want hy het geld vir petrol. En hy weet hy wen nooit nie. Want net 'n slegte gewoonte. Dit wat hy daar wen, verloor hy voordat hy daar uitstap. Wat gaan aan met die kultuur in die land vandag? Ek kyk hier eens na internasionaal. Ek wil nie weet wat in Amerikaanse kerke aangaan. Ek wil nie weet wat in Engelse kerke aangaan. Ek wil nie weet wat in Europese kerk. Ek bly in Suid-Afrika. Ek is nie een van daai ouens wat my gemeente beroof om vlugkaartjies te koop om te gaan kyk wat gaan aan in die Oekraïne. Hoekom die blommetjies op dan weer tussen die baksteen bietjie verspot man. My volk is besig om volksmoord te lei. Ek het niks in Bosnië verloor nie. Ek het niks in die ooste verloor nie. Bly weg nou man, nie jou eie plek. Wat gaan soek julle daar? Julle het deel geword van 'n kultuur wat agter Amerikaners wil aanneek en alles naboots wat hulle doen. Dit werk nie. Dis hoekom Amerika is waar hy is. Hy sit met 'n grap vir 'n president. Hy sit voor die vooraan van 'n ekonomiese meltdown. Jy is hier, deel met jou probleem hier. Jou volksgenote is besig om te vrek van ellende en hongersnood. En plaasmoorde. Maar jy gaan neek rond tussen die bouvalle van 'n plek wat jy nou nie daarvan gehoor het. Jy gaan speel games in Egipte. Wat soek jy dan? Jy kan nie eens die goedse taal praat nie. Dis heidene nasie, waarvan jy verbied word om mee te meng. En as ou my wil gun vanmôre asseblief, my nommer 072 411 5864. Bel my, ek wag vir jou. Jou eerste plig is aan Jahoua, jou skepper. Jou tweede plig is aan die land en volk waarna jou toevertrou het. Dan is dit jou familie. Want as jy nie plek het vir hulle om te bly nie, hoe gaan jy vir hulle sorg? Hoe gaan jy vir hulle sorg? As jy nie 'n land het om op te oes nie, hoe gaan jy vir hulle sorg? Die hele plek se prioriteite is deur mekaar. Afskop met die helse band. Dan, wanneer dinge warm raak, wil ek my hand van die ploeg afhaal. Want ek kan beter geld maak hier. En ek kan beter skoor daar. En ek kan beter gecomplimenteer word deur 'n vars groep idiote. Of wat? Ja. Ons het die ruggraat om te lewe verloor. Kyk, ek het julle ruk terug gesê, die hele kerk staan met hulle boude in die lug, want hulle kop is in die son. Kyk dit onder? Gelukkig loop niemand vorentoe as hier in die polisie is. Anders gaan 'n paar ouens met operasies. Afhangende van hoe vinnig jy agter geloop het. Jy sien maar, ons wil alles wil ons sugarcoat. As jy, hoor jy, moenie aan die plek toe kom as jy gesugarcoat te goed wil hê. Gaan kerk toe en koop 'n donut. Ek doen nie daai ding. Ek noem 'n graaf. Die groot tipe waarmee jy tuin speel. Dit is wat dit is. Kom ons gaan kyk gou na waarskuwing in Openbaring. Hoofstuk 2. Vers 2.
tot einde vers 7. Lees hard en duidelik. Ek ken jou dade, jou handewerke en jou geduld, dat jy bose mense nie kan verdra nie. Neem jy trots in? Hallo? Neem jy trots in? Ja. Voel jy goed hier hoor? Ja. Hoor jy, maar keer jy nie? Ja. Ja, ek dink ook so. Verstaan julle nie wat ek sê nie, of wat? Is julle skaam om te antwoord? Anna, Dat jy bose mense nie kan verdra nie en dat jy hoor daar. Neem jy trots in? Is dit? Gaan aan. en dat jy die getoets het wat sê dat hulle afgevaardigdes is en dit nie is nie en gevind het dat hulle vals is. Hierdie is die gemeente wat vir Paulus uitgevang het. So hulle dink hulle het dit, jy weet. Gaan aan. En dat jy volhard en uithou ter wille van my karakter en autoriteit en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Eish. Daar gaan jou trots jou verby. Hoogmoed het gekom voor die val. Gaan aan. Onthou van waaruit jy gekom het en ek doen die dade van vroeër. Anders kom ek teen jou en Wat sê hy vir jou hierso? Luister mooi, lees dit weer. onthou van waaruit jy gekom het en doen die dade van vroeër. Anders kom ek teen jou en ek sal jou kandelaar wegvat. As jy nie Wat sê hy vir van hulle jou hierso? sonde na God. Doen dit wat jy eers gedoen het. Moenie tegnies raak nie. Jy bly stof. Moenie slim raak nie, jy bly stof. Ja. Keep it simple. Doen net dit wat hy jou sê om te doen, in sy woord. Of as jy een van die gelukkiges is wat die WhatsApp skryf. Wat opspring en sê, die Here sê vir my. Jong, dis bal wat met jou praat, dis wat Here beteken. Dis bal wat met jou gesels. Hou op om dit te doen. Lees sy woord, sy gees sal oopmaak dit wat jy moet doen. Gaan aan. Maar dit het jy dat jy die dade van Nikolaita haat, wat ek ook haat. Hy wat ore het, luister wat die Gees van die gemeente sê. Aan die wat die oorwinning behaal, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe. Jy sien aan die eenvoudige, die een wat in die paradys staan, hè? Aan die eenvoudiges, dit die belofte. Nie aan die slimmes wat voor 'n gemeente staan elke wanneer hulle ontmoet en sê luister, ek gaan nou vir julle verduidelik. Wat wil jy aan my verduidelik? Wat wil jy aan my verduidelik? Wat moet ek aan jou verduidelik? As God se gees vir jou 'n ding wys. Wie moet vir jou wat verduidelik? Luister man. Raak gehoorsaam, dis al. Dis al. Daar is niks wat my so vinnig sweet kry. Dis ou wat vir my sê, hoor jy verstaan nou nie lekker nie, ek gaan nou vir jou verduidelik. Pragtig. Jy het nou net die eerste stap suksesvol behaal om 'n klap te onderwys. Ek bly nog 'n mens. Ek is nie een van daai ouens wat met die swart poortgas rondloop so nie. Ek kry kramp as ek so loop. Ek is 'n mens soos jy. Ek word kwaad soos jy. En een van die dinge wat my die malste in my kop maak, is wanneer 'n mens probeer die job van die Heilige Gees doen. Dit maak my ek word blind vir 'n oomblik. Ek weet nie hoe lief jy hom het nie, maar hierdie dinge wat gebeur. En mense wat besef ek is net stof. Ek is nie
Niks slimmer as enigiemand anders. Wat in julle opinie beteken die woord intelligent? Sê my. Vat 'n kans, kom. Verstaan jy nie wat ek julle vra? Ek stadig gepraat. Dis as jy informasie het. Huh? Intelligent. As jy informasie het. Dis eintlik 'n triekie vraag, want dit is definitief nie IQ nie. Dit is definitief nie dit nie. Dit beteken niks nie. As ek sê jy's 'n intelligente mens, is dit 'n goeie stelling? Nee, Nee. denkend miskien, denkende persoon. Intelligensie is nie slim. Ja. Intelligensie is nie wysheid nie. Intelligensie is informasie omtrent 'n saak. Ja. Dis intelligensie. Dis nie wysheid. 'n Wyse man gaan kry intelligensie, informasie. En hy spoel daar leeg. Hy sif dit soos 'n delwer en hy hou die goud. Raak ontslaaf van die drek. Die stof, die sleg, die rubbish. Hou die goud. Smel dit en kry by mekaar. Dis wat 'n wyse is. Dis nie 'n intelligente ou. 'n Intelligente ou weet dalk hoe goud te smelt, maar hy sal hom te gaan soek. Maak dit sin? Ja. As 'n verskil tussen info en intel ook. Informasie is 'n moontlikheid van iets wat kan kom. Intelligensie is iets wat bevestig verklaar. Dit gaan op daai tyd gebeur. Dit is nie profesie nie. Dit is die kennis van hoe om profesie te identifiseer. Die Bybel het hierdie dan gesê. Wat gaan aan hier? Jy dans wat in die Jou mic werk. ja wel. Die nuwe batteries kry. Kan jy my hoor? Ja, pastoor. Maak dit wat ek vir julle sê sin. Deesdae het al hierdie leiers elkeen 'n brokkie nuus. En ons sit tans met 173 boereorganisasies. En elkeen claim dat hier is ek. Ek het dit. En ek moet wragtig vandag terugtreë. Sê ek nog nooit so groot pensies by mekaar gesien. Want elkeen try harder praat as jy aan die en niks gebeur. Niks gebeur. Goeie intelligensie wat deurkom. Ons is te bang om iets te doen omtrent. Dat ons eie mense of ons die jong, hulle gaan jou bestempel as 'n terrorist. Hoe kan jy my bestempel as 'n terrorist? Ek het niks opgeblaas nie. Ek het niemand geskiet nie. Maar as jy te veel is van 'n buite is om te besef dat jy's in die moeilikheid, dan net dink jy die probleem by jou. Jy wil op 'n podium staan met 'n groot bek, maar jy wil niks doen nie. Jy wil opinies lewer oor alles en almal. En dan het jou opinie nog foggy, want jy is beter van die tyd jy dronk. Maar jy wil sê, jy is daar geplaas deur Yahweh. Come on, man. Jy weet nie wat daai naam beteken. As jy geweet het, sou jy dit nie gebruik. Ja. En jy noem God name soos El. El was die groot God, afgod van die Midde-Ooste of van die Ooste gewees net na die vloed. En as jy gaan bietjie kyk in Wikipedia en daai tipe van goed, dan gaan jy sien dat Yahweh loop in sy genealogy. Het jy geweet dat die goed het in genealogy? Hè? 'n geslagslyn.
Dis hoekom die boervolk goed het, soos helmets waarmee hulle gebore word. Dit gebeur net nie, jy het geweet. Ek met helmet gebore, ek sien in die gees, man, jy is jy dood nodig. Jy het op jou kop geval en het sou goed gewees dat jy met helmet gebore was. Nou jy heeltemal geskop. So gooi 'n bietjie stout oor jou skouer, daar kom kuieraad dokter. Ek ken die vertaagde stories. Hou op, jy is besig hou met raak. Gaan terug en doen die dinge wat jy eers gedoen het. Kry daai opgewondenheid om Jahoe en al sy waarheid te ken. Terug. Kry dit terug. Moenie probeer slim wees. As 'n ou argument met jou wil voer oor die heilige name, dis nie jou skuld dat hulle dit nie ken, dis sy eie skuld. Los hom met nie 'n soort van homself maak uit dit sy ding doen, man. Dit help nie om kwaad te word vir hierdie mense. So met jy na jou kop was en skik, dit al wat jy kan doen. Jy sien jy deel goeie intel met hulle en dan sit hulle informasie wat nie bevestig kan word nie. Bo dit en dan val julle kaarthuisie uit mekaar uit. En weet julle wat, wie kry die skuld? Nie jy nie. Nie hy nie. God kry die skuld. Want die WhatsApp het gefeil. Hierdie is nie die vrug van die Gees nie. Daar is een weg om die vrug van die Gees te toon en dit is deur doodeenvoudige, onkondisionele gehoorsaamheid om met jou lief te hê. En dis dit. Lewe sodat dit gesien kan word dat jy kind van God is. Simpel. Moenie lewe soos 'n vark nie. Nee. Moenie lewe soos 'n heiden nie. Hoekom wil jy die hele Bybel oor jou lyf getattoo wil hê? Hy is te klein om die daar te kry. Jy is te klein. Maar as jy nou stupid genoeg wil wees en gaan kyk of jy het kan doen, dan moet jy maar rondop en lyk soos my sprint koerant. Daar is van ons wat die goed het, van voor ons bekeerd was. Dan is daar van ons wat die goed het, van voor ons bekeerd was, en na so 10 jaar, dan lyk hy nou nie meer so granja van cover ek hom op. Of van touch hom op, wat doen hulle? Allerhande klere en skere. Ek dink nie, jy is die kind van God. Ek dink jy is die bespotting van die koninkryk van God. Hoort jou bek te hou. En te herken dat jy hom nodig het. Jou lyfie is te klein. God se kern is te klein. So. En jy ken niemand groot genoeg om dit te kan wees. Kom terug na waar jy begin. En as 'n goeie ding jy toegedien word, gaan dank ook daarvoor. Alles wat goed is, kom ons.
kry hierdie verspottelot ateïste wat sê, God het nie my hier gegee nie, ek het dit gedoen. Ek het dit gedoen. Dan skielik ontwikkel daar vreeslike mediese probleme en dan bel hy die mense wie hy bespot en van maak. Die hoor die bid vir my asseblief. Wat wil jy met die bid nie vir my vrek? Wat is dit die vrek hoor? Want ek weet jy gaan nie hemel toe. En jy weet dit ook, jy het my gesê. En dit weet jy nie goed. Hoekom is jy ateïs? Want ek kan nie glo in 'n God met 'n mens jy help toe van vat. Hoe sê jy glo jy wil as 'n God het jou help toe vat? Hy vat jou help, jy het geweet. Ja. Hy laat nooit jou hand gaan. Dit moet jy moet die waarheid daar agter gaan sien. Daai selfe hand as jy hand wat jy in die hel gaan smyt as jy hom lank genoeg koggel. Jy nou te doen met 'n ou wat hy kry die beste van daai, hoor, my sê dit. Hy laat nie my antwoord dit. As hy raak kwaad en hy dan lag hy en sê maar. Maar hierdie ouens is verspot. As jy wil nou wragtig vir my vertel jy is 'n suksesvolle ongeluk. Lekker man. Maar die wêreld is net te vol ongelukke om vir my om dit te kan glo. Ek gaan nou jou kar vat en ek gaan net, ek het 'n paar spesies vir my kar nodig. Nee, maar dis stil. Sou hoor. Nee, maar dis teen die wet. Wat se wet? Wie se wet? Dis 'n ateïs. As jy hoor, waar kom die wet vandaan? My gewete. O ja, waar kom dit vandaan? Ons sit in hierdie laaste dae met 'n planeet vol pelukas. Wat dink hulle is slim? Want hulle het PhD's. Van Birmingham College. En dan gaan kyk jy waar Birmingham College. Dan kom jy agter is nie in Engeland nie, dis in Amerika op 'n plot. En die 20 mense wat daar bly, die wat daar werk en daar swaar. So ek soek hier uit PhD. Dit beteken ek kan nie maar 'n PhD in nursing doen. Of 'n kunsmis. Beste wat jy kan hê, kennis van die woord. Gehoorsaamheid aan die Heilige Gees wat hy dit aan jou kom openbaar en dieper openbaar. Sodat nou nergens nog nooit dink jy die woord. Maar is altyd dieper van dieselfde openbaar. Maar moet dit nie gaan soek as jy nie van plan is om dit na te kom. En dan gevra. Magtige Vader, ek dank jy dat jy ons lief gehad het om die wysheid deur die Gees. Dat jy ons nie net straf met die woede draak vir ons onnozelheid, maar dat die stadig is om kwaad te word en vinnig is om te vergewe. Wanneer ons kom en sê, Vader, ek is jammer, ek het nie teleurgestel. Vergewe my asseblief. Thank you, Father. Ek dank jy dat jy 'n goeie Vader is. Kyk na die wat hom lief het. Wat altyd ons beste belange voor jou. Dat wanneer ons bid, die vorentoe skuif op die troon. En die kop afwend na ons toe, die oor na ons toe draai en luister. Na wat ons het om te vra, of te sê, of te lof, of te offer. Want dit is 'n verhouding. Nie 'n godsdienst nie, nie 'n plig nie, nie 'n geloof nie, 'n verhouding.
wees U geseënd en verheerlik vir ewig. En ek dank U dat U my altyd hoor wanneer ek bid. Amen. Hulle sê hierdie is die Vrouedag. Elke dag moet Vrouedag wees. Dis vir 'n liedjie. Dis 'n ou bekende liedjie. Maar 'n liedjie wat altyd mooi bly. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Yeshua for my sake, teach me today, one day at a time. One day at a time, sweet Yeshua, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Yeshua, and tomorrow may never be mine. Will take today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among the men? While Yeshua, you know it took him below. It's worse now than then. Pushing and shouting, crowding my mind. So for my sake, yeah, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Yeshua, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Yeshua, and tomorrow may never be mine. Yeah, help me today, show me the way, one day at a time. Yeah, help
Die blues is gestoord vir my. Die lewe lê af vir my. Die aarde laat die uit vir my. Iets is fout. Die computer. Sorry julle. Die blues is gestoord vir my. Die lewe lê af vir my. Die asem laat die uit vir my. Die liefde het die aan my bewys. Ek vra u bly by my. Why fire vir my kom raak, laat jy lekker in my lyn. Ek vra u bly nou by my. Laat die werk in my kom raak, en het altyd in die wereld sal bly. Die blues maak my kan songetry. Is die woord vir my. Oceane kan die liefde nie oorskry. Soos vulkane brand het die binne my. Ek vra u bly by my. Wat kan jy vir my kom raak, laat jy lekker in my lyn. Ek vra u bly nou by my. Laat die werk in my kom raak, en ek altyd in die wereld sal bly. Die siel altyd hier vir my. En trane, dank ek u daarby. Die naam sal ek altyd weer bely. Die liefde is nooit te min vir my. Ek vra u bly by my. Bye bye vir my kom raak, laat jy lekker in my lyn. Ek vra u bly nou by my. Laat die werk in my kom raak, en ek altyd in die wereld sal bly. Laat die werk in my kom raak, en ek altyd in die wereld sal bly.
pas geslaan. Ja, dat was een foto's. Daarom zal ik zingen. Wie zal mij kan stilmaken? Wie zal mij gitaar snaar abrir? Wie zal mij kan doodmaken? As my voeten dans los worden. Vanaf het hoofdrug reden aan de hoofdreis vastgeslaan. Ja, dat was een hoofdrug. En daarom zal ik vertalen hoe die aardigheid uitgedans in jy na die kruis van Yeshua. Hoe sal ons kan handel in zweet vanaf so reis reden aan de hoofdreis vastgestaan. Ja, dat was de hoofdreis. En daarom zal ik zingen. Ik kan hier weer voor me. Als een plezierige naam bestreden raak, dan past daar nooit die pijn niet. Er is weggesteerd die bloed, dat die kruiskracht. Dat was een hoofdreis. Ja, reden aan de hoofdreis vastgeslaan. Dat was een hoofdreis. Daarom zal ik zingen. Dat was een hoofdreis. Mijn Yeshua aan de hoofdreis vastgestaan. Ja, dat was een hoofdreis. En daarom zal ik zingen. Kom ons staan almal.
Heavenly Father, I thank you this morning that we could come and we could take part of this table this morning. And as I listened to that song about the Houtkruis, I thought of what you must have went through for us, Lord Yeshua. And I want to thank you this morning. Thank you for giving your life for each one of us in this room. And as we take this table, we remember what you did for us. And I thank you for that. Lord Yeshua, thank you for your body that was broken, that your blood was shed for us, that we might have remission of our sins, and that we might be reconciled to the Father, that we might have fellowship with the Father. As the word said this morning, Father, that we come and we can commune with you, we can fellowship with you, and we can have a relationship with you. And I thank you, Lord Yeshua, that it was through the price that you paid. Father, I pray your blessing on this table and on each person who takes it. In the name of Yeshua. Amen. Amen. Julle kan julle lekker neem. The bread that we break represents Yeshua's